sê voor by ons in ons virtuele ateljee hoogverraaier. Ag, ek kan nie help om net so 'n ou steekie in te kry. Goeiemôre. Goeiemôre Isak, is lekker om met jou te gesels. Baie welkom hier by ons, lekker om weer met jou te gesels. Ja, wel, ek dink die afgelope naweek het maar weer bewys dat Julius Malema het julle eintlik 'n bietjie van 'n guns gedoen die naweek, as ek dit so uitkyk, maar op 'n ernstige noot, dis is not on, man. Ja. Nee Isak, ek dink dis eintlik ongehoord enige plek in die wêreld dat iemand openlik kan sing dat 'n bepaalde etniese gemeenskap, maar ook 'n beroepsgemeenskap vermoor moet word. En dat behalwe dat hy dit kan sing en daarmee wegkom, is die res van die samelewing, behalwe die mense wat direk daardeur geraak word, swyg daaroor. Nou, die enigste ding erger as Julius Malema wat dit sing, is die feit dat president Ramaphosa swyg, die feit dat senior ANC-leiers swyg, die feit dat die Suid-Afrikaanse regering swyg. En dit is inderwaarheid stilswygende goedkeuring wat hulle gee. En hierdie goed gaan nie ongesiens verby nie. Ek het Vrydag aand het iemand vanuit die Withuis vir my gekontak, natuurlik Vrydag aand ons tyd, was nog die oggend daar by hulle, en toe gevra oor hierdie beeldmateriaal wat die ronde doen, of dit ou beeldmateriaal is, of nuwe beeldmateriaal is. Nou die EFF is skynbaar baie trots op hierdie goed wat hulle doen, want die verrigtinge is op hulle YouTube kanaal, dit is op hulle Twitter rekening, en ek kon dit maar net toe aanstuur om te sê, kyk by 1:33 waar hierdie gebeur. Nou, die ander aanduiding dat dit raak gesien is, ons sal sien dat Elon Musk het 'n baie sterk, wat mense dit nou nie meer tweet nie, wat sê mense 'n plasing gemaak op X, waarin hy verwys dat hier 'n party is wat openlik hierdie soort van oproep tot geweld pleeg. En dan natuurlik het ons ook gister gesien, laatmiddag by ons, vroegoggend in die VSA, dat president Trump self op sy eie sosiale media kanaal, Truth Social, het hy Elon Musk se kommentaar geplaas en het dan ook geplaas op X, waar hy ook dan sy Truth Social kanaal laat deurgaan. So hierdie goed word gesien in die buiteland, hier word gesien die regering tree nie op nie, hier word gesien dat president Ramaphosa swyg. En nou dit geskied binne 'n konteks waar ons almal wil hê AGOA moet gered word, want AGOA raak ons almal. Maar jy sien dat AGOA vereis dat menseregte gerespekteer moet word, dat eiendomsreg gerespekteer moet word, en dat iemand nie direk teen die belange van die FSA moet optree nie. Nou, hoe op dese aarde, ongeag wie die nuwe ambassadeur is wat nou aangewys sal word, hoe gaan jy nou verduidelik Suid-Afrika respekteer menseregte, as iemand dit kan sing en daar gebeur niks nie? Daar sê nou die howe beskerm ons. Die appelhof in hierdie land het gesê, dit mag gesing word. 'n regter Keatley, wat baie neerhalende aanmerkings oor AfriForum gemaak het geweier om haarself te verskoon van die saak. Die ander regters het haar ondersteun. Jy weet, en dit laat mens vra laat ontstaan oor wat se beskerming het ons. En dan neem mense ons kwaadlik as ons nou die hulp wat van die FSA se kant afkom aangryp. As die president in hierdie land nie dit ernstig opneem nie, as die regering dit nie ernstig opneem nie, ongelukkig selfs, ek sien selfs iemand soos John Steenhuisen het gesê, dit wat nou gebeur is gebou op misinformasie. Dis nie misinformasie nie, die onteieningswet is onderteken, die onteieningswet bedryf eiendomsreg wat ook vereis word deur AGOA. Die feit is, menseregte word geskend, wat nou weer op Menseregte Dag, wat ironies is, die dag word het genoem, maar jy kan sing, maak deur die boere, en jy kom weg daarmee.
En is ook 'n feit dat Suid-Afrika anti-Amerikaanse beleid volg. Ons sien wat gebeur het met Leila Khalid, straat wat hulle wil hernoem, of Sandtonstraat wat hulle wil hernoem, bloot om die Amerikaanse konsulaat in daardie straat te irriteer, om dit te vernoem na 'n Palestynse persoon wat terreurdade gepleeg het. En dan het jy selfs die direkteur-generaal van die ANC, wel ek dink nie jy noem dit meer, wat is dit, Secretary General, seker nou nie direkteur-generaal nie, sekretaris van die ANC wat sê, dit sal goed wees as die naam verander, sodat die Amerikaanse konsulaat gedwing kan word, om op hulle briefhoof haar naam te sit as hulle straatnaam. Nou hierdie is die dilemma wat ons het, die Kieldewoord sang is eintlik net deel van 'n groter dilemma, en as ons AGOA wil red, en dis wat ons wil doen, gaan ons die goed nie net onder die mat kan invee nie, dan moet 'n rigtingverandering in Suid-Afrika kom, een wat eiendomsreg respekteer, een wat mensereg respekteer, en een waar Suid-Afrika werklik 'n neutrale buitelandse beleid het. Jy het nou genoem van die hofuitspraak, en dit is die feit dat die hof dit gesanksioneer het, dis moet kommerwekkend wees om te dink dat mense 'n hofuitspraak daaroor het, om te sê maar dis toelaatbaar om geweld teen 'n spesifieke groep te bevorder. Ja, en dan kry jy nou ongelukkig selfs 'n paar kommentators, een wie jy afgesny het hier op jou program. Ek moet terloops sê ek het daai episode baie geniet. Maar wat dan nou sê, jy weet, ons het nou 'n slagofferskap-sindroom en dis 'n mite, moet ophou kla, ons loop met 'n wit brood onder die arm en so meer. Maar hulle swyg, dieselfde persoon en sy ander Afrikaanse kommentator swyg hieroor. Die feit van die saak is, ek het kinders. Jy moenie vir my sê dit gaan goed met my kinders as hulle moet aanhoor iemand sê hulle moet vermoor word nie. En ek dink dis die werklikheid wat ons in die oë moet staar. Hier is nie een of ander slagoffer-sindroom nie. As jy selfrespek het, dan gaan lê jy nie as iemand sê jy moet vermoor word nie. As jy selfrespek het, gaan lê jy nie as 'n president 'n wet onderteken, soos die Bella-wet, wat Afrikaanse skole wil vernietig, en omdat Afrikaanse skole so 'n sentrale rol speel in ons gemeenskap, is dit eintlik 'n aanslag op ons kulturele voortbestaan. As iemand dink ons moet nou swyg, wanneer mense sê ons moet doodgemaak word en ons skole word bedreig, dan gaan ons mos nou nie gehoor gee daaraan nie. Ons het selfrespek, ons gaan nie lê en toelaat dat mense net heeltyd aan ons kop, en ons gaan dan niks sê nie. Daarom het ons hierdie geleentheid in die FSA met beide hande aangegryp, en gaan ons voort om dit te doen, tot ons op 'n punt kom waar ons in Suid-Afrika as eersterangse burgers hanteer word. Die reaksie van Musk en Trump op hierdie video moet iets aandui van die feit dat Amerika lyk vir my nou minstens vir die volgende tydjie so 'n bietjie ingeweef is hier in Suid-Afrika. Ons gaan nou maar moet vrede maak daarmee. Hulle oog is op Suid-Afrika. Inderdaad. Nou die ANC gebruik wat hulle noem die konsep van balance of forces of magsbalans. Nou vir die mense wat dink ek is nou besig met 'n samesweringsteorie, gaan lees maar op die ANC se webwerf, soek hulle strategy and tactics dokumente. Hulle het voor elke verkiesingskonferensie het hulle 'n nuwe strategy and tactics dokument. Dis 'n nuwe dokument, maar met baie ou konsepte, koue oorlog konsepte. Maar hulle balance of forces of magsbalans sê hulle oop en eerlik. Hulle gaan wat hulle noem hulle nasionale demokratiese revolusie gaan hulle implementeer, en wanneer die magsbalans teen hulle is, sal hulle terugstaan en kyk tot dit verander om weer aan te gaan. En die magsbalans in Suid-Afrika het hulle eintlik, hulle voel hulle is onaantastbaar, want hulle skryf openlik,
Ons het hulle het nou beheer oor al die sentrums van mag. Die staatsdiens, die polisie, die weermag, munisipaliteite, universiteitsrade. Hulle het oral beheer. En nou dink hulle die mag, en selfs dan in die howe wat jy soos in die appelhof kry wat nie beskerming bied nie. En dit maak dat hulle nou dink hulle kan net voortgaan. Nou, ons het dit plaaslik probeer oplos met regsdreigemente, met gesprekvoering waar ooreenkomste bereik is en hulle het op 'n eerlose wyse net weggestap daarvan. Ons het plaaslik vreedsaam protes gewys deur 'n baie suksesvolle optog by die Voortrekker Monument. En as alles dit nie van werk nie, dan moet ons nou die magsbalans op 'n ander manier probeer swaai in ons guns. En daarom is dit vir ons baie belangrik die druk wat die FSA op die oomblik plaas op ANC-leiers, want dit versterk wel ons posisie terwyl ons nou van 'n baie swak posisie afkom. Nou uit die aard van die saak dink ons nie ons posisie moet versterk word deurdat die land gestraf word nie. Ons sê ANC-leiers moet geteken word en die Verenigde State het meganismes om daardie mense te straf wat oortree. Moenie die land straf as ANC-leiers onteiening sonder vergoeding voorstaan nie. Straf die mense wat dit voorstaan. Moenie die land straf as mense sing die boere moet doodgemaak word nie. Straf daardie mense wat dit sing en straf daardie mense wat nie optree nie. Straf die mense wat die onteieningswet en die Bela-wet onderteken het wat mense se kulturele voortbestaan bedreig. En ons glo, want onthou, ek hoor een van die ANC-leiers het in 'n privaat gesprek gesê, ons sal eerder gras eet as wat ons toegee aan Amerika se druk. Nou hy gaan nie gras eet nie, hulle gaan aanhou om kaviaar te eet uit die selfverryking wat hulle gekry het, maar hulle mense gaan gras eet, as ek dit nou maar figuurlik gesproke so kan stel. So die belangrike ding is, die ANC-leiers gee nie om as die land agteruit gaan nie. Daarom moet hulle eie sakke en hulle eie persoonlike belange geteken word. Kali, ek sien Karl Neus sê sy geesdriftige saamsing van die lied het in bose en onverbiddelike aanvalle op hom uitgeloop. Ek wil net behalwe vir die feit om kommentaar daarop te lewer, ek weet net nie wat noem my geesdriftig, want hy het vir my maar half lammerig gelyk terwyl. Ja, hy het nie vir my vreeslik geesdriftig gedans nie, maar okay. Kom ons sê nou maar, ons gee hom toe. Let him believe that. So maar net so 'n bietjie kommentaar daarop. Hoorie, my vrou wat 'n sielkundige is, opvoedkundige sielkundige, het vir my baie mooi woord daarvoor en dit is 'n oordrewe selfkonsep. Nou arme ou Karl dink nou regtig. Ons het nou gesit en kyk vir hom wat nou daar dans iewers en hy is nou die sentrum van belangstelling. Want ons het nie eens geweet hy was daar nie. Maar nietemin, dit is maar wat gebeur as jy 'n onbelangrike rolspeler is in 'n krimpende party. Dan raak jy waarskynlik nou desperaat vir aandag. Maar natuurlik gee ons hom nie aandag nie, maar ek dink ons kan nou nie eintlik help dat dit vir ons besondere vermaak verskaf op so 'n maandagooggend nie. Kali, is daar maniere om nog teen hierdie ding te beklei? Is daar nog paadjies wat 'n mens kan volg om uiteindelik daai lied stil te kry? Ja, ons sal eintyd veg. Ons het reeds appelle aangeteken na die konstitusionele hof toe. Hulle sloer met die saak op die oomblik. So, maar kom ons kyk wat daar gebeur. En kyk, party sake is belangrik om eintyd te veg. Sou die konstitusionele hof nou al ook so radikaal ideologies gedraai het om hierdie te aanvaar, dan moet ons maar besef dat die howe uiteindelik nie die oplossing is nie en dat ons moet kyk na 'n baie breër oplossing. Internasionale druk is 'n belangrike een daarvan, maar ek dink ons het binne die solidariteit beweging het ons sal self benadering wat sê
En as jy daai benadering het, dan hoef jy nou nie moedeloos te raak nie. Jy kan kwaad raak en dit is reg. Mens word nou 'n bietjie nikkerig as jy vir Julius Malema dit sien sing, as ek dit nou maar baie saggies moet stel. Ek het sterker woorde om dit te beskryf. Maar ons het moes hande, ons het moes verstand, ons het 'n roeping. En dis binne daardie konteks wat AfriForum reeds jare terug begin het om veiligheidsstrukture tot stand te bring. Ons het al 177 van hulle 10,000 vrywilligers, mense wat goed opgelei is. En binne daardie konteks moet ons kyk na ons eie veiligheid. Natuurlik probeer ons saamwerk met die polisie en ons kry dit op 'n klomp plekke reg. Veral omdat ons hommeltuig vermoëns aan die polisie kan bied, wat tot almal se belang is. Maar ons sal binne die raamwerk van ons wet, al hoe meer na ons eie veiligheid moet kyk. As die howe ons nie gaan beskerm nie, dan beskerm ons onsself. Dis Callie Kriel van AfriForum wat so gesels. Callie, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het hier in die middel van die nag vir jou 'n boodskap gestuur. En so baie dankie dat jy so vinnig vir ons tyd gemaak het. Baie dankie Isak. Ek sal volgende keer op 'n ander plek sit, want ek sien hierdie protet hier agter my lyk soos 'n horing wat die bo my kop uitgroei en ek weet nie om dit nou so terwyl ek praat te keer nie. Maar ek sal dit regkry. Vir die laaste ding wat jy nodig het is 'n horing bo jou kop. Ja, kyk, maar dalk, jy weet, die linkse media establishment probeer my as die duiwel uitbeeld. En hier gee ek nou vir hulle baie goeie ammunisie. Maar dankie, dit was lekker om met jou te gesels. Dis Callie.